graag sien dat die Here saam getuig met wonders en tekens in ons midde. Dat die hemel sê, kyk wat gebeur. Maar dan moet ons na die woord toe gaan, sien wat sê die woord vir ons. Kom ons kyk wanneer God saam getuig in Hebreërs 2 vers 3 en 4. Kom ons saam kyk. Gereed? Hebreërs 2 vers 3 en 4. Die vraag word gevra, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid onagsaam? Want nadat eers die Here verkondig is aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, terwyl God ook saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Die engel sê, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. Ons lees 'n gedeelte wat baie mense nie altyd mooi verstaan nie. Hulle lees en lees al vlugtig oor hom. Die groot vraag is, hoe sal ons ontvlug? How shall we escape? As ons so groot waarheid, saligheid onagsaam. Ons sal nou daarby kom. Lukas 21:36 sê iets vir ons kosbaar. Waak dan en bid altyd weer, sodat julle waardig geag mag word om al die dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mense staan. Dis dieselfde Griekse woord wat daar gebruik word. Hoe sal ons ontvlug? How shall we escape? Hoe sal ons loskom van dit? Hoe sal ons verwyder raak daarvan? En die saak is vanmiddag te besef, wat kan ek doen om te sê, Here, ons wil nie hoor wat sê die woord vir ons nie. Ek stel nie belang nie. Ek kan na die volgende, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid? How shall we escape if we neglect so great salvation? Nou ons dink in saligheid, ek word gered en so, maar kom ons kyk na die oorspronklike betekenis van saligheid. Saligheid, salvation beteken in die Grieks soteria, rescue or safety, physically or morally, deliver, health, salvation, saving. Met ander woorde, dit sê die Here wil ons uithaal uit omstandighede uit. Hoe sal ons ontvlug wanneer die Here ons uit omstandighede wil uithaal? Hy wil ingryp. Die Here se hand is nie te kort om ons te help nie. Ek het op situasies gekom, en situasies in my lewe ondervind en sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek weet nie om uit te kom nie. Dan iewers skielik sien dit die ingryping van die Here. Dan weet dit is die Here wat hierdie saligheid wat ek vasgehou en vasgegryp het. Here, U moet my uitred uit die omstandighede uit. En dan sê hy so mooi, wat sê alles? To deliver, met ander uithaal. Gesondheid is ook in die plan van God ingekryp. Hoe kan jy wil deur die lewe gaan? Hoe mooi wat sê? Met 'n siekte toestand wat jou heeltyd benadruk en aftrek. Wanneer die Here sê, wil jy daar uithaal. Hy het sy seun gestuur, sy bloed het hy vir ons geskenk. Deur sy wonde is ons genees. As ons dit net aanvaar, hy het sy woord gestuur, sê die Here, om genesing te bring vir ons. Hy het al hierdie goed gebring. Ek en U moet net sê, Here, ek kan nie dit ontvlug dat U woord vir my die waarborg gee van genesing nie. Ek moet dit aanvaar, ek moet accept that the word of God has given health unto me. Can't escape it. Can't make a plan to get away from it. I've got to accept it and make it my very own. Dan gaan ek verder. Lukas 1 vers 71. Soos hy gespreek het in die mond van sy heilige profete van ouds af. Redding, dis ook soteria, van ons vyande en uit die hand van almal wat ons wil haat.
Wie wil gered word uit die hand van jou vyand? Amen. Wie is jou vyand? Die Satan, die duivel. Die Here sê, hy wil jou uitred. Hy wil nie daar vasgevang onder die gesag nie, mag van die Satan nie. Hy wil 'n verskil in jou lewe maak. Hy wil jy moet opstaan en sê, ek is 'n kind van God, wedergebaar. Ek is vol van die krag van God se Heilige Gees. Ek kan in die naam van Jesus kan die vyand aanvat. Ons het nou onlangs 'n val gehad, ek en my vrou, met 'n situasie van 'n man wat baie sy eie dinge wil doen en hy wil met die gemeente weghardloop of probeer ander dinge reël. En ek sê vir die persoon wat betrokke is, sê ons bind daai man in die naam van Jesus met sy snaakse gedagtes aan hom. Hy sê, maar kan dit werk? Ek sê ja. Hulle het maandag vergadering gehad en bel te hoor. Hy sê, al was met my seun Pieter, daai man was choepsel. So kalm soos 'n lam. En hy wil die kant toe gaan en daai kant toe en alle dinge uit hulle ontstel. Maar ek sê, ons het die gesag om die alle gehoorsaamheid vas te vat en gehoorsaam te maak in Jesus Christus. Dis hierdie wat ons kan die vyand moet pad gee wanneer ons staan op die woord van ons sê, Here, hierdie woord gee my die reg en gesag daarvoor. Amen. As he spoke by the mouth of the holy prophets which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. Dan verder volgende. Lukas 1:77. Om kennis van saligheid, die kennis van saligheid wees aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sondes, to bring and give the knowledge of salvation, so to his people in the forgiveness and remission of their sins. Hier's 'n baie belangrike punt. To bring knowledge, om die kennis te gee. Vir jou, vir my, ek is verlos, ek is vry van my sonde. Die vyand wil jou vashou aan jou verlede. Hy wil jou vasketting aan dit wat jy gedoen het. En hy wil herinner van dit wat jy geleef en gelyk het en so. Die Here moet ons help dat ons besef, hy wil ons kennis gee, die Here se woord sê, hy wil ons kennis gee, dat ons weet, ons sondes is vergewe. As jy sonde bely, is hy getrou regverdig om die sondes te vergewe. Ek wil 'n bietjie raad gee. Ons weet, daar kom 'n tyd in ons lewens, dit gebeur, ons is, soos ek vanoggend sê nie engele, daar kom 'n tyd waar ons dalk is verkeerd doen, so tree. Wat gebeur dan? En as die duivel dan jou goed herinner, hy wil jou laat weet, jy het verkeerd gedoen. Hoe tree 'n kind van God nou? Maar weet jy, ek is so dankbaar. Die dieselfde woord sê, gaan lees dit, 1 Johannes hoofstuk 2, vers 1. Jy moet dit eintlik neerskryf. Dit, soos Pastor sê, moet eintlik met rooi gemerk word in jou Bybel. My kinders, luister mooi, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Ons moet nie sondig, ons weet dit. Maar as julle gesondig het ons 'n voorspraak by die Vader, wat nie alleen vir ons sondes gesterf het nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Amen. Amen, amen. Die Engels sê, we put an advocate. Wanneer tree die advokaat in van die Afrikaans sê, ek jammer, ek bely my sonde. En Jesus staan voor die Vader. Sê, Vader, Pieter erken, in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, sê ek trou regverdig om die sondes te vergewe. Pieter erken, het het fout gedoen. Hy noem dit. Maar sê die Vader, my seun, jy tree in namens hom. Jy het die prys betaal. Jy het sy sondes vergewe. En as hy dit bely en vergifnis vra, is dit waar. Ek dink nie meer daaraan. Yes, amen. En onthou een ding.
as jy dit bely het, en vergifnis gevra het, en ek sê met alle liefde en alle respek teenoor die Here. As jy 5 minute nadat na die Here toe gaan, sê, ag Here, jy weet, dit wat ek nou gister gedoen het weer, jy het nou net bely. Gaan die Vader sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dis klaar vergewe. En ek dink nooit weer daaraan nie. So ons het die kennis om te weet wat sê die woord van die Here vir ons. Daai saligheid sê dit, ons het die kennis. Ek gaan verder met hierdie versgedeelte. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? How shall we escape? Hoe sal ons dit moontlik vind om hierdie kosbare evangelie woord te verontagsaam? Sê, dis nie van my nie. Kom ons hoor wat beteken vir ons agsaam en neglect, en die Grieks is amelio, to be careless of, make light of, neglect, be negligent, no regard of. Met ander woorde, ons sê dit is onmoontlik. Daar's kosbare mense wat dag en nag loop met probleme in hulle lewens. En dan besef jy die woord van God sê, dis vergewe, dis verby, jou stryd is verby, die Here is met ons, al gaan ons deur die stryd, hy is met ons. Dink vir 'n oomblik, Sadrag, Mesach en Abednego, buig vir die koningsbeeld. O koning, jy moet dit weet, ons gaan dit nie doen nie. O koning, weet dit, die God wat in staat is om ons te verlos, hy sal ons verlos. En wat is die opdrag? Gooi in die vuurwind. Die manne wat hulle ingegooi het, doodgebrand van die hitte van die vuurwind. Wat gebeur? Daar's iemand saam met hulle, en nie die koning nie. En kyk, sê maar daar's 'n 4de persoon wat saam met hulle stap in die vuurwind. En hy lyk soos 'n godeseun. Die vuur is met jou. Hy los jy nie alleen, hy gaan jou deurdra. Die waters gaan jy nie oorstroom nie, hy gaan jou deurdra. Moenie bekommerd wees wanneer die siekte jou pad langs kom, sê, wat nou? Sê, Here, daar's 'n getuienis, toe ons gesê het, Here, wat nou 5 jaar terug? Toe sê ons gaan die Here vertrou, daar's die getuienis. Vertrou God vir die onmoontlike, want sy woord waarborg dit. Ons kan dit nie nalat nie, ons kan dit nie een kant toe stuur nie. Ons kan nie sê, ag, dit gaan nie vir my werk nie. Hierdie woord, wanneer jy glo, dan. Jy kan dit nie vir 2 Petrus 1 vers 12 sê, daarom sal ek nie nalat, Amelio, om julle altyd hierin te herinner, alhoewel dit weet en vaststaan in die waarheid by julle is. Ek sal nie nalat om julle aan te moedig nie, sê Paulus of Petrus. Ek gaan dit nie laat een kant toe skuif, sê, ag, gaan maar aan soos julle wil, sukkel soos julle wil. Nee, ek wil julle bemoedig om te weet dat hierdie woord sê, ons kan nie so groot saligheid ontvlug nie. Ons kan nie van dit wegkom nie, want dit is geskrywe, dit is daar vir jou en vir my om te weet, die Here bedoel elke woord in sy woord wat hy vir ons gebring het. Dan die bevestiging dat God saam getuig. Aan ons bevestig is dit wat dit gehoor het. It was confirmed to us, but they had heard it. Ons wil baie keer sê, ja, maar wat van die disippels van ouds? Hulle het gehoor van Jesus, hulle was daar gewees. Hulle het al die wonders gesien en tekens. Ek kan vandag u waarborg, as jy stil staan, is daar iemand wat deur die situasie kom wat jy deurgekom het. Jy moet net luister na die getuienis. Die Here het my daar deurgedra. Die Here was daar vir my. So wanneer jy hoor wat sê God se woord, dan is 'n bevestiging dat, hoe sê daai koortjie liedjie,
It's no secret what God can do. Amen. What He's done for others, He'll do for you. Yes, amen. Dis die waarheid. Want dit word bevestig. In ons midde word dit bevestig. Wanneer laas jy vir iemand getuig? Ja, maar jy weet nie wie getuienis vir iemand so iets beteken nie. Jy weet nooit of daai persoon in daai stryd is al wat hulle nodig het om jou bevestiging te hoor wat die Here doen vir ons. Amen. 2 Korintiërs 1 vers 21-22 sê die woorde, maar hy wat ons saam met julle bevestig, en die bevestig beteken baie hoe in Christus in ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het met die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Now He which establishes us in you in Christ has anointed us, is God, who has also sealed us and given the earnest of the Spirit in our heart. Met ander woorde, die Here het dit vir ons moontlik gemaak. Hy het dit daar gestel vir ons. Hy het ons geseël met die Heilige Gees. Hy het gesê, jy kan my getuie wees. Wat sê Handelinge 1:8 vir my? Handelinge 1:8, wat sê dit? Wie weet? Niemand nie. Kan het nie glo nie. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en die hele wêreld. Met ander woorde, wanneer God 'n saak aan ons bevestig wat hy vir ons gedoen het, moet jy getuie wees daarvan. Ander moet hoor wat die Here gedoen het in jou. Dat hulle kan nie sê, ek weet nie van hierdie nie. Ek verstaan nie hierdie evangelie nie. En moet nie net stil bly wanneer jy iets sien en die Here sê, praat. Vrydagoggend sit ek in die haarsalon daar in Bronkhorstspruit. En daar kom 'n vroukie ingestap en dit is 'n nuwe kliënt by die vroukie wat ons hare sny. Sy is in die gemeente daar by die in Bronkhorstspruit. En ek hoor die vrou sê, sy is nie in die dorp. En die vrou vra van waar kom jy? Hulle kom van Beyerspark in Boksburg. Die mense het ingedruk. O, dis interessant. En die Gees van die Here werk my op. As jy van Beyerspark kom, dan weet jy seker daar is 'n kerk op die hoek van die Elizabethweg. Die Joshua sê ja, sy ken hom. Sê okay. En ons praat verder. Haar papi was getroud met een van ons oude pastore en hy is onlangs oorlede. Sy ken Bibse. En sy sê, sy soek na 'n kerk aan Bronkhorstspruit. Sê, praat met hierdie dame, sy sal die vat na die regte plek toe. As ek nie gepraat het, het daai vrou nooit geweet nie. Maar God se Gees weet. En daarom, wanneer God se Gees jou aanmoedig, jy's geroep, jy's daarvoor gestel om 'n getuie te wees. Jy kan nie die saligheidsplan van God nalat om dit uit te haal en uit te oefen nie. En die derde punt is, God met ons. God with us. Emmanuel. Wie weet wat beteken Emmanuel? God met ons. Jesus met ons. Wat sê die woord? Terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees, volgens sy wil. God also bearing them witness both of signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. God wil saamwerk. As ons die kosbare saligheidsplan gaan nalat, gaan daar geen werking wees van God nie. Maar wanneer ek op daai punt kom sê, Here, ek hoor wat sê U woord, ek aanvaar dit. Ek wil nie die woord nalat nie, maar ek gaan doen wat U die woord vir my verklaar en vra. Ek gaan my kant bring, Here. Ek gaan my deel bring. Here, ek gaan op U wag om te hoor wanneer moet ek praat en wanneer moet ek stil bly. Gaan God saamwerk met wonders en tekens en allerhande wonderwerke. Wanneer laas
het u vir iemand gebid? Nie maar om 'n kerk, kom ons sal nie kerk bid vir julle. God wil jou gebruik as 'n instrument. Moenie dit nalaat nie. Moenie sê, ag, ek stel nie belang nie. Ag, ek is nie die persoon nie. So, wat 40 jaar, ek ben 38 jaar terug, maak ek my rug seer daar in Pietermaritzburg. Ek buk my telefoon, my national line, ek stap die phone bezig en ek buk, daar skiet iets in my rug. Dit is seer. Mense kom bid. Ouers kom sê, pastoor, ons dokter toe. Sê, al by die dokter gaan dalk mense my instruksies het, en dit wil ek ook nie hê nie. Maar ek vertrou God vir 'n wonderwerk. Die manne kom bid, kerkraadsmanne, en ek sê nie, dat is fout met hulle gebede nie. Hulle bid dat die dak wil lig. Here, maak die man gesond, dat se weet nie. Dan kom 'n ou broeder, eenvoudige broer. Nie baie hoog geleerd nie. Sal nooit vergeet, hy woensdag aand vir die bid, hier kom hy na my vrou. Suster, kan ek vir my pastoor gaan bid? Hy stap kamer toe. En hy bid hierdie woorde. Nee, skree dit uit nie. Maar voel net, hy moet vir my kom bid. Sê, Here, hier lê my pastoor. Hy kan nie so lê nie. Ek raak hom aan. En ek voel nog iets in my rug. Die volgende oggend sit in die kar en een van die ou tannies deur verdig op te Durban. Die Saterdag, toe grond sementpaadjies op die kerk. Ek dra sakke sement aan. Tot vandag toe nog nooit weer 'n probleem gehad nie. Daai oomie het geweet, God het gepraat met hom. Amen. Gaan bid vir die pastoor. En hy ja nog om. Ek wil julle bemoedig vandag. Moenie wag. Moenie dit nalaat nie. Moenie sê, ag, ek kan dit wag vir iemand anders te. Die Here wil jou gebruik. En die Here gaan saam met jou werk met tekens en wonders wat ek saam getuig. Gaan dit nie wonderlik wees as een van julle instap. Sê ek vir die persoon gebed. Kyk wat gebeur het. Ek weet dit eers noem, maar ek voel ek wil dit noem. Ek was 17 jaar oud. Dan Randfontein toekomsrus. Gaan ons met 'n vriend van my die Sondagmiddag na die kleding bedaai het, is 'n lokasie, vandag is die Boonby toekomsrus. Hy het 'n klein battery aangedrewe amplifier met sy gitaar. Ek en hy, my boetie, nog 2-3 ander mensies, jeug. Ons sing ons die Sondagmiddag en ons wil hulle bedien. En terwyl ons daar so sing en staan en sing, toe kom daar 'n kleerman aangestap. Maar iemand lei hom, en hy kom staan voor my, en hy sê, Lani, jy moet vir my bid. Ek is blind, ek kan nie sien nie. Met 17 jaar, ek is, Here, wat nou, hoe nou? En ek besef, dat is nie uitwerk, maar hy sê, Lani, jy moet vir my bid. Ek sê, Here, ek gaan nou bid vir die man. En die Here maak die blinde man sy oor oor. Hy stap daar weg sienende. Amen. Hoekom? Toe God se gees roep, toe sê ek, ja Here, ek sou wil. Amen. En dit moet ons punt wees ook vanaand. Ons kan dit nie nalaat nie. Ons kan die saligheidsplan van God nie nalaat nie. En ek roep nie tot die besef dat God se plan is vir jou en vir my, om ook saam met hom, dat hy wil saam met ons werk, met wonders en tekens wat volg. Amen. Is jy gereed daarvoor? Yes, amen. Wil jy dit doen? Ja. Kom ons doen dit. Van ons het, ek sien van al draai nog die balkie hierso. Waar ons kom, myne, as ek uitgaan by die huis, is hy aan, en ek wil vra, kom ons leef dit uit. God wil jou gebruik. En kom ons bid saam. Wie wil saam
verklaar vandag, Here, ek soek dat die Gees van God saam met my moet werk en getuig met wonders en tekens. Amen. Wie wil saam met my staan? Om jouself toe te wy aan die Here met hierdie saak. Halleluja. Sal ek gereed? Amen. Vader, Dankie, Here. dankie vir die voorreg wat ons het. Om vanaand te sê, ons wil die saligheidsplan van God nie nalaat nie. Ons wil nie een kant toe skuif nie. Want die Here het ons geroep om 'n verskil te maak. En Here, ek roep hierdie plan van God in werk in elkeen van ons lewens. Daar's iemand wat sê ek dalk te jonk. Verstaan dit nie. Weet jy wat moet jy doen? Maar wanneer ons bereidwillig is, dan doen die Here die onmoontlike. Amen. Hy gebruik ons. Hy verwag nie Arnold Roberts wat in die straat nou verskyn. Of die persoon of daai persoon wat magtig is. Hy wil mense gebruik wat bereidwillig is. Amen. Om te sê, die Here moet saam met my getuig en bevestig sy krag en dades en werke. Amen. Ek roep dit nou. Ek glo dit nou. Dat die Here die werk gaan doen. Amen. Vir elkeen wat nou vanaand sy Here is, bereidwillig verklaar om te hoor wat sê die woord. In Jesus mooi naam. Amen. Nou dankie. Voel ek wil dit gou genoem ook. 1983 is, julle kom maar sit gou as julle wil, nou weet sy. Is ons daar in Brakpan en die oom en tannie het in die woonsaal nie gebly, ons is in die huis. En die tannie kom die oggend in en sy kom vra ek moet kom bid vir die man. Hy het 'n hartaanval gehad. Maar ek so uit. My seun Piet was daai stadium 4 jaar oud. Hy hoor dit. En hy sê die woorde. Ek sal vir hom Bofof, hy sê Bofof, sê Bofof gaan bid. En die tannie kyk maar 4 jaar, hy sê ek sal vir hom Bofof gaan bid. En hy gaan bid vir hom Bofof. En die Here genees hom. Hy is baie jare daarna in Bofof weer gesterf. Prys die Here. Daar sit 'n klein mannetjie. Hy is nie skaam om skool toe gaan met 'n salfbottel. Om sy kinders in sy klas en tot die onderwyser te salf met olie. Wat sê dit? Bereidwilligheid. Kom ons hou vas aan hierdie evangelie woord ons versprei dit. Ons maak dit bekend in die naam van Jesus. Baie dankie die Here seën julle. Pastoor, kan ek vir ietsie sê? Ja.